Sê goeiemôre, welkom by ons erediens. Papiere reg kry. Ons kwartaalstudies gaan op hierdie stadium oor disippelskap. En ek werk al 'n rukkie lank aan die gedagtes hierso wat ek met u wil deel vanmôre. Maar dit was eintlik 'n voorberei vir volgende week en nie hierdie week nie, maar ons gaan ons beste gee met die Here se genade. Ons gaan eintlik kyk na Handelinge hoofstuk 8 en ons gaan dit so stukkie vir stukkie deurgaan. So u kan die Bybels naby hou, daar by Handelinge 8 en terwyl ons dit so bestudeer en gesels, wil ek hê jy moet twee vrae in die agterkop bepeins. Die eerste ene is, van wie is jy 'n disipel? En die tweede ene is, wanneer jy disippels maak, van wie maak jy hulle? Disippels van wie? Ons is so 2 weke terug, die 9de, 15 jaar gedoopte lidmate van die Sewende Dag Adventiste Kerk. En tyd het gevlieg. So vreeslik baie ervarings en dinge deurgegaan, maar die een wat ek met u wil deel vanmôre is 'n stukkie getuienis, is die persoon wat vir ons Bybelstudies gegee het, ons doopvoorbereidings Bybelstudies. Ek het baie respek vir hom gehad. Hy het 'n fenominale kennis van die Bybel gehad en die geskiedenis wat by die Bybelse profeseë aansluit en wat die Bybelse profeseë bewys. En hy het my altyd verstom. En ons het lank gesels oor Alexander se oorloë en dan kom dit op dag en datum af en dan wys hy vir my, maar dit kom hier uit die Bybel uit. Dit is duisende jare terug geskryf. En ek was gefassineer daardeur en hy het hierdie kennis wat hy het en hoe hy dit aan ons oorgedra het. En ons was oortuig dat hy 'n goeie leier is en dat ons hom sal volg. Op 'n stadium het hy begin om baie erg oor die eet aan te gaan. En ek is toe nog, ons is nog eers gedoop nie. En voor dit het my dieet basies net eintlik uit rooi vleis en aardappels bestaan. En nou probeer 'n ou gesonder leef. So dit was 'n stryd, maar hy was vreeslik puntenerig en hard daarop op my eintlik afgedwing. En die ander ding was, ons moet uit die stede uitkom. Ons moet vlug, ons moet uit die stede uitkom, ons moet onafhanklik raak, ons moet voorberei vir die krisis wat kom. Wat alles reg is en 100% so is. Maar die manier waarop hy dit oorgedra het, die dringendheid en die druk wat hy daarop geplaas het my op 'n stadium 'n vraag laat vra en sê, is dit wat hy wil hê of is dit wat die Here wil hê ons moet doen? En ek het gebid daaroor en die Here het dit vir my duidelik gemaak dat dit nie sy wil is vir ons op daai stadium. Praat nou van uit die stede uit. En ek het toe vir hom gesê, nee, ons het toe na 'n paar stukke grond saam gaan kyk en ons is op die punt om papiere te teken en alles. En ek sê toe vir hom, nee, ek gaan nie voortgaan nie. Ek is klaar. En dit was dit was eintlik baie erg hoe hy daaroor gereageer het. Hy was boos kwaad vir my. En dit vreeslik te kere gegaan. Wat vir my 'n bevestiging was dat die motief nie suiwer is nie en dat die plan nie van God af is nie. En dit was vir ons 'n hartseer, was 'n teleurstelling, want dis die ou waarna ons opgekyk het. Dis die ou wat ons al hierdie goed van die Bybel nou geleer het en ure en ure. Ons Bybelstudies het tot 12:00, 1:00 in die oggend gegaan. En ons het 3 keer 'n week gestudeer. Maandag, Woensdag en Vrydag het ons Bybelstudie gehad. Want ons wil hierdie kennis hê.
En ja, ons het opgesien na hom. Weet jy wat tragies? Hy is nie meer vandag 'n lid van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Inteendeel, hy is prominent in wat hulle noem die Adventiste hervormers. Hulle glo nie meer in die drie-eenheid nie. Hulle glo nie meer in die Heilige Gees nie. En klomp ander goeters. En ek het onlangs het hy my uit die bloutyd gekontak en met my 'n afspraak gemaak en ons het vir 3 ure lank in 'n hompie gesit en oor baie goed gepraat en ja, dit was vir my teleurstellend om te dink dat 'n man wat daai kennis van die Bybel gehad het, so ver kan afdwaal. Kom ons bid saam, gaan ons verder. Ag Here, asseblief, ons vra dat U asseblief deur die woord en deur die Gees tot ons harte sal spreek, Here. Amen. Nou kom ons tackle Handelinge hoofstuk 8. En ek het na hierdie hoofstuk gekyk en hooplik kom my gedagtes bymekaar hier en kan jy sien kom ek daaroor praat vanmôre. Maar oor ons ervaring het ek menigte keer vir myself en onlangs weer het ek myself die vraag gevra, waar sou ons gewees het vandag as ons daardie persoon aanhou volg het? As ons aanhou na sy raad geluister het en ingeval het en saam gegaan het, waar sou ons gewees het vandag? En hou dit so in die agterkop. Ons begin na verse 1 tot 3. En Saulus het ook sy vermoording, dis nou Stefanus se dood, sy steniging, goedgekeur. En daar het in die tyd 'n groot vervolging teen die gemeente in Jerusalem ontstaan en almal is verstrooi oor die streke van Judea en Samaria behalwe die apostels. En godvreesende manne het Stefanus begrawe en 'n groot rou oor hom bedrywe. Maar Saulus het die gemeente verwoes en in die huise gegaan en manne en vroue uitgesleep en in die gevangenis oorgelewer. Nou in terme van disippelskap is hierso vir my 'n groot ironie, want Saulus sou nie lank daarna nie Paulus word, wat seker die meeste disippels ingebring het. Ek weet nie. En op hierdie stadium is hy besig om God se kerk absoluut te vervolg en te vertrap en te verwoes. Dit moet uitgewis word. Hierdie waarheid, hierdie man waarvan hulle praat, hierdie disippels van hom. Kom ons gaan verder van vers 4 af. En die wat verstrooi was, het die land deurgegaan en die woord van die evangelie verkondig. En Filippus het afgekom in 'n stad van Samaria en Christus aan hulle verkondig. Voor ons verder gaan, Filippus is eintlik, hy verskyn hier eintlik half so uit die stilte uit. Dit is amper die eerste keer wat ons hoor van hom en wie hy is en alles, maar hy was een van die disippels in Jerusalem wat redelik jonk in die ding was en wat gevlug het onder die vervolging daarso. En hy kom hier aan in Samaria, ons gaan verder vers 6, en die skare het eendragtig ag gegee op die woorde van Filippus, toe hulle dit hoor en die tekens sien wat hy doen. Vers 7, want uit baie van die wat onreine geeste gehad het die geeste uitgegaan terwyl hulle met 'n groot stem skreeu, en baie wat lam en krepeel was, het gesond geword. En daar was groot blydskap in daardie stad gewees. Filippus kom, hy vlug eintlik, hy kom in Samaria, en hy doen wat 'n goeie disipel doen. Hy gaan aan met die werk. En hy het vreeslik goeie sukses. Baie goeie sukses. Nou, bietjie oor die geskiedenis van die Jode en die Samaritane en die verhouding tussen die twee. Ons weet dat hulle mekaar nie kon verdra nie. Die vrou by die put waarmee Jesus gepraat het, was 'n Samaritaan, en in daai hele verhaal kan jy duidelik agterkom dat hulle het nie vir mekaar gehou nie. En hier kom Filippus in Samaria in en hy begin die evangelie verkondig en hy maak baie disippels. Ons gaan verder vanaf vers 9. En 'n sekere man met die naam van Simon het van tevore in die stad met towery omgegaan
en die bevolking van Samaria verbuister deur te sê dat hy iets besonders was. En almal klein en groot het hom aangehang en gesê, hy is die groot krag van God. Ek weet in my Bybel is daai hy met 'n hoofletter geskryf en dis 'n fout. En hulle het hom aangehang omdat hy hulle 'n geruime tyd deur sy towery verbuister het. Maar toe hulle Filippus geglo het, wat die evangelie aangaande die koninkryk van God in die naam van Jesus Christus verkondig, is hulle gedoop, manne sowel as vroue. En Simon het ook self gelowig geword. En nadat hy gedoop was, gedurig by Filippus gebly. En hy was verbaas toe hy die tekens en groot kragte sien gebeur. En hierdie man Simon Magus, soos wat hy algemeen bekend staan. So Magus is nou nie sy van nie, dis eintlik Simon die Magus, Simon die towenaar. Magus is die praktyk wat deur 'n magie gepraktiseer word, né? En dis waar die woord magician vandaan kom. So Simon die toorder is eintlik die regte beskrywing. Hulle het dit nou maar net daar in die ou taal gehou, Simon Magus geword, maar is eintlik Simon die Magus. Hy het volgens, as jy in die apokriewe boeke lees, het hy volgens die mense wat geskryf het oor daardie tyd, het hy oor die geboue in Rome gevlieg. Hierdie man het 'n groot, hoe sal hy dit nou sê, wolk voor die mense se oë gehou met sy toordery. Hy het uit die aard van die saak sterk krag opgebou en gehad, dat hy nou voor mense in skare daar oor die geboue in Rome kan rondvlieg. Nou dink nou net bietjie as iemand so iets vir jou doen, jy sou graag wil weet, en dit is presies wat gebeur het, uit honderde mense, seker duisende mense mislei met daardie krag van hom. En die verskil, Filippus kom daar tussenin. Hy word 'n disipel van Filippus. En Filippus doen wonderwerke. Mense word gesond, mense loop weer, mense sien weer, duiwels gaan uit met 'n groot geskree. En die verskil agter hierdie twee se mag, die mag agter hierdie twee, die verskil daarin is eintlik hier in vers 12 baie duidelik. Het sê maar toe hulle Filippus geglo het, wat die evangelie aangaande die koninkryk van God in die naam van Jesus Christus verkondig het, is hulle gedoop, manne sowel as vroue. Nou Simon Magus het dit nie gedoen nie. Simon Magus het eintlik net vertonings van sy krag gehou. En mense so mislei. Baie disippels is gemaak. Daar was disippels van Simon, daar was disippels van Filippus. Op die einde van die dag word Simon 'n disipel van Filippus, en ek dink baie van sy volgelinge het ook oorgekom disippels van Filippus geword, of disippels onder Filippus geword. Ons kyk gou daarvan vers 14 af. En toe die apostels in Jerusalem hoor dat Samaria die woord van God aangeneem het, het hulle Petrus en Johannes na hulle gestuur. Hulle het afgekom en vir hulle gebid dat hulle die Heilige Gees mag ontvang. Want hy het toe nog op niemand van hulle geval nie, maar hulle was net gedoop in die naam van die Here Jesus. Hulle het al toe die hande opgelê en hulle het die Heilige Gees ontvang. En toe Simon sien dat deur die handoplegging van die apostels die Heilige Gees gegee word, het hy hulle geld aangebied en gesê, gee aan my ook hierdie mag, sodat elkeen wat ek die hande oplê die Heilige Gees kan ontvang. Maar Petrus sê vir hom, mag jou geld saam met jou vergaan, omdat jy gedink het om die gawe van God deur geld te verkry. Jy het geen deel of lot in hierdie saak nie, want jou hart is nie reg voor God nie. Bekeer jou dan van hierdie boosheid van jou en bid God of die gedagte van jou hart jou miskien vergewe mag word.
Want ek sien dat jy in 'n gal van bitterheid en bande van ongeregtigheid is. Maar Simon het geantwoord en gesê, bid julle tot die Here vir my, sodat niks van wat julle gesê het oor my mag kom nie. Eens 'n towenaar wat oor die geboue daar in die dorp rondvlieg, toe 'n disipel onder Filippus van die Here Jesus Christus. Hy sien die apostels lê hulle hande op mense en die mense ontvang die Heilige Gees. So daar moes sekerlik tekens soos met die uitstorting van die Heilige Gees gewees het, sodat hy kon gesien het daar is 'n krag wat werk of 'n mag wat werk. En hy wil dit ook hê. Sien, dis die nuutste triek. En hy wil dit ook graag hê. Hy bied geld aan en dan lees ons nou hoe Petrus hom daar behoorlik roskam. En dis nadat hy as 'n disipel gereken is. En daar steeds daai boosheid in sy hart. Vers 25 sê, nadat hulle dan kragtig getuig en die woord van die Here gespreek het, het hulle na Jerusalem teruggegaan en die evangelie aan baie dorpe van die Samaritane verkondig. Nog groter werk volg daaruit. Nou, ek lees nie veel van Simon daarna nie, maar ja, het hy die Here gevolg, of wie het hy gevolg op die einde van die dag? Wat kan ons hieruit leer? Die Here sal sy werk bevorder. Maak nie saak hoe sleg dit gaan nie. En watter planne en vervolgings en dinge bose manne en bose mense dalk uitdink en uitvoer onder die slegste omstandighede, is daar eintlik as gevolg van dit 'n verdere uitbreiding van die evangelie. Meer disippels word gemaak. Die Jode en die Samaritane was nie vriende gewees nie. Maar hulle maak baie disippels daar. En ons lees daar soos wat hulle teruggegaan het en daarvan af verder gegaan het, in al die Samaritane dorpe het hulle nog disippels gemaak. Saulus, 'n wrede vervolger van die evangelie en die gelowiges en die disippels van Jesus Christus, word Paulus. 'n Evangelis van formaat, 'n skrywer, en sy werk maak baie disippels. God het ons nie nodig nie om sy werk te voltooi hier op aarde nie. God het ons nie nodig om disippels in te bring vir hom nie. God kan enige omstandighede gebruik, enige mens gebruik om op die einde van die dag sy doel te dien. Maar ons het 'n rol daarin en ons het 'n verantwoordelikheid daarin. Matteus 28, die evangelie opdrag, gaan en maak disippels. En hoe? Partymal dink ek is ons dalk, wil ons te tegnies en te oordrewe raak. Ek dink partymal is die beste net om mense se vertroue te probeer wen. Want dan sal hulle jou glo en hulle sal jou volg. Ware disippels van Christus weet hoe om in liefde te bedien sodat die koninkryk van God vereer sal word, dat God se naam vereer sal word en nie hulle nie. Dit gaan nie oor ons nie. Die Heilige Gees is die een wat die siele wen vir God. Hoe kan 'n disipel van Christus dit nie verstaan of sien nie? Dit is verbuisterend. So terug na daardie twee vrae.
Van wie is jy 'n disipel? Is jy 'n disipel van 'n persoon met aansien en kennis en meer inligting, meer geestelikheid as jy? Of is jy 'n disipel van Jesus Christus? Wanneer jy disipels maak, word hulle jou disipels of word hulle disipels van Jesus Christus? En daar's 'n verskil. Daar's 'n groot verskil tussen die twee. Ons as mens, en ons lees dit in die woord van God, is boos. Diep in ons natuur is daar 'n boosheid wat slegs die Here kan verwyder en verander. Feit dat iemand homself 'n disipel van Jesus noem, die werk van 'n disipel doen, maak nie van hom 'n disipel nie. Dit is eintlik hartseer om dit te dink, nee, om te dink dat dit kan so wees. Dat iemand wat 'n disipel is van Christus eintlik nie is nie. En dit laat ons eintlik by die punt kom, ons moet besef dat ons moet versigtig wees wat ons leer en hoe ons dit vir mense leer wanneer ons disipels maak. Want dit is daardie invloed, daai manier wat ons met mense omgaan, wat ons met mense kommunikeer, dit is blywend. Eerste indrukke, daai stories. Wanneer jy iemand volg, of wanneer jy hou van wat iemand sê, en jy volg hom, ja, kyk al sy programme, ek hoor alles wat hy sê, ek stem 100% saam, en wanneer ek met ander praat, dan praat ek alles wat ek daar gehoor het, en gesien het, en ek gaan aan daarmee. En wat ek vir julle wil vra is om mooi te gaan sit en net vir 'n oomblik te dink. Is jy 'n disipel van daardie persoon, of is jy 'n disipel van Jesus Christus? Is jy besig om disipels te maak van daardie persoon, of is jy besig om disipels te maak van Jesus Christus? En om die verskil te verstaan, beteken dat ons gaan miskien moet anders te optree, ons gaan miskien anders te moet werk met mense. 15 jaar gelede het ek en Christel as gevolg van 'n disipel se invloed besluite geneem wat vir ons absoluut eintlik net in tragedie geëindig het en ons feitelik geruïneer het. Dit het ons 7 jaar gevat om daai fout te herstel met die genade van die Here. En is hartseer, want ons het reg deur daardie proses gebid en vir die Here gesê, ons glo dit is die regte ding. Ons gaan dit nou doen, wys vir ons as dit nie is nie. En die Here het toegelaat dat dit gebeur. En ek sê altyd vir Christel, die rede daarvoor is, daar's dieper ander lesse daarin gewees. En ons het hulle geleer, en ons leer hulle nog steeds. En partymal verstaan ek net nie, maar hoekom kon die Here dit nie maar net laat werk het nie? Dit is dan in sy wil. Ons is gelei daartoe. En dan dink ek, was dit die Here se wil in die eerste plek? Of was dit 'n persoon se wil? Wanneer jy besluite en groot besluite in jou lewe moet neem, is dit iets wat jy baie mooi oor moet dink. Ons lees verder in Handelinge 8, ek het dit nou nie ingesluit hierby nie. Lees ons oor Filippus en waar hy die Enoch van die Enoch ontmoet van wat is daai land? Ethiopië. Waar hy besig is om Jesaja te lees, né? Nou weer eens in daardie dae, as jy 'n manuskrip, as jy 'n perkamentrol, want die Jode, die Hebreërs skryf net op perkament, né? En net gekwalifiseerde Hebreërs mag in die tempel besig wees met die kopieerwerk van die geskrifte.
So, jy koop nie die boek Jesaja op 'n straatstalletjie nie. Jy gaan koop dit by die tempel. En jy betaal daarvoor. Dit is nie goedkoop nie. So hierdie een nog, dit wys vir jou sy ywer en sy oortuiging, né? Want hy was bereid om goeie geld te betaal om daai perkamentrol te kry van Jesaja. Ek dink ook nie die boek Jesaja is op een bladsy geskryf nie, want ek dink dit was dalk 'n pak perkamente gewees wat hy in sy wa daar vervoer het. En dan lees ons van Filippus, wat daar aankom, en ons hoor en ons lees daar dat die Heilige Gees vir Filippus sê, gaan na daai wa toe, klim daar op en praat met daai ou. En terug na besluitneming. Kan ons die Here so hoor? Kan ons die Here se stem uitken tussen al die ander stemme? Want ek meen, dat is jou eie kop wat die hele tyd vir jou die beste raad voorskryf. Dan is daar ander mense wat die hele tyd besig is om vir jou die beste raad voor te skryf. En dan is daar die Here wat wag dat jy hom moet vra, sodat hy vir jou die beste raad kan voorskryf. Kan ons daai stem onderskei en kan ons hom hoor? Want dis die een wat ons moet volg. Dis die een wat ons moet volg. En wanneer ons disippels maak, moet ons mense leer om daai stem te kan herken en hom te volg. Ja, ek kan afsluit hierso en vir u sê dat ek glo elkeen van u het sekerlik ervarings in hierdie aspek gehad van disipelskap, disipelmaking. Hoe sal ek dit nou stel? Ek weet nie, nou in Engels is beter, discipleship. En ek wil hier los net weer met daai twee gedagtes. Om te kan onderskei van wie is jy disipel en van wie maak jy disipels. Mag die Here vir elkeen van u deur sy Heilige Gees daardie insig en daai wysheid gee om dit te kan onderskei. Want ons gaan dit nodig hê en ons het dit nodig op 'n dag-tot-dag basis. Amen. Kom ons bid saam. Heer, dankie vir die lesse uit die woord uit, Heer. En soos altyd, Heer, vra ek, ons grootste stryd is om dit deel van ons lewens te maak, om dit te kan implementeer, Heer, om te kan verander. En as ons dit uit ons eie uitprobeer doen, is ons reeds op die verkeerde pad. Ons het die Gees nodig, Heer. Ons het die Gees nodig om ons te red, om ons te reinig, Heer, om ons te lei. Ek pleit, Heer, dat u vir elkeen van ons sal help om te streef en te werk, dat ons u Gees in volheid kan ontvang en baie disippels kan maak. Amen.